Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels bietjie les. My naam is Armin Kritzinger en elke week doen ons die volwasse les van die 7de dag Adventiste Kerk. Ons vra nie vir donasies nie, maar jy kan hierdie program ondersteun deur groot asseblief vir ons daardie like knoppie te druk, subscribe asseblief na hierdie kanaal, deel dit met jou Afrikaanse vriende en familie. Onthou, ons doel is om die evangelie met soveel Afrikaanse mense te kan deel as moontlik. Voordat ons in hierdie week se les gaan inspring, kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer geleentheid kan neem om bietjie les te kan gesels hierdie week. Ons vra vir die gawe van die Heilige Gees om ons te leer wat waar is, sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Onthou, ons is in die 3de kwartaal van 2026 en ons is besig met 13 lesse oor 1 en 2 Korintiërs. Ons is hierdie week by les nommer 6 en die titel is Gawes van die Gees. Nou ek weet nie van julle nie, miskien het julle 'n bietjie van 'n ander ondervinding, maar dis nie eintlik baie wat ek hoor wat hieroor gepraat word nie. Meer dikwels hoor ek hoe mense praat oor die vrugte van die Gees, maar die gawes van die Gees is amper asof dit so 'n bietjie eenkant toe geskei word. Miskien het julle 'n ander ondervinding as ek. Nou ons geheeteks hierdie week is 1 Korintiërs hoofstuk 14 vers 1. Die Bybel sê vir ons: "Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer." So 'n bietjie later in hierdie week se les gaan ons weer terugkom na daardie vers. Nou hierso op Sabbatmiddag in die inleiding sê dit vir ons dat die liggaam, dit sê hierso vir ons die lyf. Die liggaam bestaan uit liggaamsdele. Daar's 'n hand en 'n voet en 'n tand en 'n mond en 'n oor en 'n neus. En elke deel van die liggaam het 'n ander rol. En liewe kyker by die huis, sonder om julle tyd te mors, sonder om my tyd te mors, dit is een van die hoofgedagtes wat ons gaan sien in hierdie week, les nommer 6 se les. Ons gaan sien dat elke deel van die liggaam het 'n spesifieke rol of 'n spesifieke gawe wat die Here vir daardie deel van die liggaam gegee het, en dan soos wat daardie liggaamsdeel getrou sy werkie uitvoer, so gaan dit die liggaam help om in eenheid saam te kan beweeg en dan ook tot diens te wees van die kerk, van die Here se werk. En so die kerk is soos 'n liggaam en ons almal wat die lede of lidmate van die kerk is soos verskillende dele van die liggaam. Nou die les sê hierso vir ons, van dese week hierdie week kyk ons na hoofstukke 12 tot 14, waar Paulus se eerste sendbrief aan die Korintiërs, waarin die leer oor gawes van die Gees uiteengesit word. So al word dit baie keer miskien so 'n bietjie eenkant toe geskuif, hierdie week gaan ons dit nie eenkant toe skuif nie. Ons gaan mooi daar fokus en kyk, wat is hierdie storie nou regtig oor die gawes van die Gees? So hierdie is eintlik 'n onderafdeling van 'n effens groter gedeelte, wat eintlik maar gaan oor orde in die kerk. En eenheid in die kerk natuurlik, soos wat ons nou in die laaste paar lesse gesien het hierdie kwartaal, dat daar was bietjie onmin in die kerke gewees, daar so kliksgroepies wat gevorm het, en so hierdie onderwerp van eenheid raak ook aan die gawes van die Gees, omdat wanneer ons hierdie verskillende gawes het, soos die liggaam verskillende dele het, moet die liggaam maar saamwerk. Jy kan nie die een voet of die een been wil hê wat hierdie kant toe wil gaan, dan 'n ander been, 'n ander voet wat weer ander kant toe moet gaan nie. Dit sal mos nou chaos wees. So Paulus dink steeds aan die partydigheidsprobleem wat hy in die eerste 4 hoofstukke van 1 Korintiërs aangespreek het. Daar het ons gesien dat eengesindheid in Christus die antwoord op die gebrek aan eensstemmigheid is. Maak Jesus die fokus. Maak die woord van God, die waarheid, die fokus. Nou bou Paulus daarop voort, sy sienings betreffende die rol van die gawes van die Gees gaan hy vir ons uiteensit, en volgens hom is eenheid in Christus en die Gees die enigste manier om skeurings in die kerk te voorkom. En ek stem 100% daarmee saam. As ons regtig Jesus in ons lewens het, as ons regtig 'n totale oorgawe van ons lewens aan Jesus gemaak het, dan gaan dit baie, as dit nie al die probleme in die kerk gaan oplos nie. Nou Sondag se titel daarso is 'n verskeidenheid gawes. So Paulus begin met 'n nuwe onderwerp in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 1 deur die volgende sinsnede te gebruik wat die gawes van die Gees betref. En dan vir al die slim mense, julle kan daar gesou gaan lees, dan gaan hulle praat weer oor die Grieks dit en die Grieks dat en moet dit wees, moet dit dat wees, maar vir ons normale eenvoudige mense, as ons net kyk daarso na 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 4, dan sien ons dat Paulus praat duidelik oor die gawes van die Gees. So hy sê, wat die gawes van die Gees betref, my liewe broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. So natuurlik sien Paulus hierdie as 'n belangrike onderwerp, ietsie wat vandag, miskien, mense bietjie eenkant toe skuif en hulle dink is ietsie wat nie so belangrik is nie. Miskien omdat hulle nie regtig dit verstaan nie, of miskien dat hulle dit nie regtig in aksie sien nie. Maar Paulus sê vir ons, hy wil nie hê ons moet onkundig wees oor hierdie onderwerp nie. Dis 'n belangrike onderwerp. Hy wil hê ons moet dit verstaan. So, liewe kyker by die huis, as ons klaar is met hierdie week se les, hopelik het ek en jy 'n baie beter begrip van die gawes van die Gees, wat die doel daarvan is, hoe ons dit in ons lewens en in die kerk sal kan raak sien, sodat hierdie week se les regtig nou vir ons 'n les was wat bietjie ietsie bygedra het tot ons lewens, ietsie prakties wat nou regtig 'n verskil gemaak het. Ons is hierso vir eenvoudige Bybelwaarheid,
nie om intellektuele akademiese praatjies net vir vermaak te gee nie. So Jesus en Paulus lê albei klem op geloof in God as 'n gawe van die Heilige Gees en dit is basies soos die heel eerste gawe is geloof. So enige persoon wat 'n totale oorgawe van hulle lewe maak aan die Here, hy kry daai gawe van geloof. Nou onthou, al gee die Here dit vir jou as 'n gawe, geloof, op die einde van die dag is dit nog jou verantwoordelikheid en my verantwoordelikheid om daardie geloof te beoefen of uit te oefen. Die Here gaan ons nooit forceer om ietsie te doen of om ietsie te glo nie. Hy gee vir ons die geloof, maar dan moet ons die keuse maak, die vrywillige keuse, uit liefde uit moet ons daai keuse maak om daardie geloof te gebruik, om dit te beoefen, om dit te laat groei ook. So kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 1 tot 6. Wat word in hierdie skrifgedeelte beklemtoon? So kom ons lees daai 6 versies, dan kom ons terug na die vraag toe en kyk ons of dit kan beantwoord. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. So ons kan sien daarso in vers 3, dit sê vir ons, dit is die gawe van geloof wat die Here vir ons gee, wat ons in staat stel om Jesus te sien vir wie hy regtig is. Geestelike dinge word geestelik onderskei. Ek ken maar eintlik net die Engels, spiritual things are spiritually discerned. So as ons die Heilige Gees se gawe van geloof en dan kan ons sien wie Jesus regtig is in ons lewe. En dan sê dit daarso vir ons, daar's verskillende gawes, maar dieselfde Gees. So ons kan sien hierdie gedeelte van eenheid kruip hierso in, want daar's verskillende gawes, maar dit kom van dieselfde Gees. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Dan is ons terugspring daarso na die vraag toe, wat word in hierdie skrifgedeeltes beklemtoon? Ek sal sê wat definitief beklemtoon hierso word, die eenheid gedeelte wat die les 'n bietjie later meer oor gaan gesels, maar definitief dat al hierdie gawes kom van die Here, dit kom van die Heilige Gees en hy gee dit basies soos wat hy goed dink. Partykeer dan dink ons, ek moet hierdie gawe hê of ek moet daardie gawe hê en ons vergeet partykeer dit is soos die Here dit goed dink, soos wat hy die gawes aan ons gee. So die herhaalde gebruik van die woord verskeidenheid beklemtoon die veelvuldigheid van gawes. Daar's 'n hele paar van hulle. En dit was Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 1 gawes van die Gees noem. Dit word verder in verse 4 tot 6 ontwikkel. Hy doen dit deur die gawes vanuit 3 invalshoeke te beskou: die genadegawes, dienste of bedieninge en aktiwiteite of kragtige werkinge. So miskien is dit bietjie ingewikkeld om te verstaan, maar om dit eenvoudig te maak vir ons kykers by die huis. Die doel op die einde van die dag van die gawes van die Gees is dit gaan eenheid bewerkstellig in die kerk, maar dit stel ook die kerk in staat om die evangelie uit te dra, om tot diens te wees van die wêreld en die gemeenskap, om die Here se werk te doen. Dis nie vir ons eie glorie of vir ons eie eer nie. Nee, die Here gee vir ons daardie gawes van die Gees tot eer van sy naam, sodat sy werk meer effektief uitgedra kan word. So hierdie woorde beklemtoon weliswaar verskillende dinge. Nietemin moet daardie verskille ook nie oorbeklemtoon word nie, omdat ons duidelik hier met te wete 'n parallelisme te doen het. En dan verduidelik dit 'n bietjie vir ons daar wat 'n parallelisme is. So liewe kyk by die huis, as dit jou 'n bietjie de mekaar maak, moet nou nie te erg bekommerd raak daaroor nie, net op 'n eenvoudige manier. Daar's verskillende gawes. Die Here gee dit vir ons soos wat hy goed dink en die doel van daardie gawes is om ons in staat te stel om die Here se werk te doen as die kerk. So dan vra dit daarso vir ons aan die einde van Sondag, let weer eens op die klem wat Paulus op eensgesindheid lê. Waarom is dit so belangrik in die kerk en in die gemeente? As ons terugkyk na Sabbatmiddag waar ons begin het met die liggaamsdele en die verskillende dele van die liggaam en hoe hulle moet saamwerk, dink ek dit is die mooiste illustrasie om hierdie vraag regtig te beantwoord. Waarom is eensgesindheid so belangrik? Want soos wat ons gesê het, die een been kan nie een kant toe verloop en die ander been in 'n ander rigting nie. Nee, die liggaam moet saamwerk en dan help dit die liggaam om effektief te wees in die missie wat daardie liggaam wil uitdra. So ons as 'n kerk ook, daar moet eenheid wees en baie keer dan praat hulle oor eenheid in missie. Maar ons kan net eenheid in missie hê as daar eenheid is in die boodskap wat ons wil uitdra in ons missie. En ongelukkig, ek skaam om dit te sê, maar ongelukkig baie keer onder ons as Christene selfs in ons eie kerk, is daar nie regtig eenheid oor die boodskap, oor die evangelie boodskap wat ons moet uitdra nie. En dit veroorsaak mense om verskriklik te mekaar te wees en net baie onnodige probleme. Nou Maandag se titel is Eenheid deur diversiteit. En ek is seker, julle het daardie frase seker al 1000 keer gehoor. Nou ek dink, soos wat ek gaan beklemtoon hierso op Maandag, dat in plaas daarvan om baie
klem op diversiteit te lê, soos wat mense baie keer ongelukkig doen, dink ek ons moet liewers die klem lê op die eenheid, oor hoe ons saam kan werk om die Here te doen, in plaas daarvan om te fokus op ons verskille, of om te dink dat hierdie dingetjie wat ek het, wat anders is as daardie dingetjie wat jy het, maak my beter as jou, of ietsie soos dit is alles net onnodig. En ons het nie tyd om te mors nie, ons het nie tyd vir speletjies nie, daar's 'n boodskap wat uitgedra moet word aan die wêreld, sodat Jesus kan terugkom. Die eenheidsgeoriënteerde taalgebruik, wat ons in die eerste keer in 1 Korintiërs 12:4-6 teëgekom het, te wete dieselfde Gees, dieselfde Here, dieselfde God, word in die res van hoofstuk 12 verder ontwikkel. So een en dieselfde Gees, een liggaam, net soos die liggaam een is, een Gees, so ons kan sien dat daardie woorde word oor en oor gebruik in hierdie hoofstukke waarna ons kyk hierdie week. So saam met hierdie eenheidsbegrip beklemtoon Paulus ook die diversiteit van die lede wat deel van die liggaam van Christus is. So wat maak ons anders? Ons kultuur en ons taal en ons velkleur en jou haarkleur en jou oogkleur en miskien jou gunsteling kos en jou gunsteling kleur, jou persoonlikheid. Al daardie dinge maak ons bietjie anders. En soos wat ek gesê het, ek dink net regtig ons moet nie baie klem lê op die dinge wat ons anders maak nie, maar miskien bietjie meer klem lê op die dinge wat ons in gemeen het en hoe ons saam kan werk ten spyte van die dinge waar ons anders is. Nou natuurlik, daar's baie dinge waar ons anders is wat heeltemal reg en oukei is, maar dan is daar sekere ander dinge in ons lewe wat ons bietjie moet verander om dit in lyn te bring met wat die Bybel sê. Dit beteken nie dat alles wat ons anders maak is net heel reg en ons geen probleem met enige van sulke goed nie. Nee, baie keer in ons eie kultuur, dit maak nie saak wat se jou kultuur jy het nie, is daar dingetjies wat ons maar moet verander om meer in lyn te bring met die Bybel en die woord van die Here. En op die einde van die dag wil ons hierdie eenheid hê ten spyte van die diversiteit wat ons het. Nou weet baie keer as jy kampvergadering toe gaan of as jy kyk na die wêreldkonferensie sitting, dan sien jy al hierdie 7de dag adventiste mense van soveel verskillende lande. En dan maak dit jou baie gelukkig om te kan sien hoe hierdie mense kan saamkom as gevolg van een Jesus en een waarheid. En miskien gee dit baie mense so klein voorsmaakie van hoe dit in die hemel gaan wees met mense met soveel diversiteit. Solank as wat daai diversiteit nie teenstrydig is met die woord van die Here nie. So hierdie eenheid te midde van diversiteit weerspieël die karakter van God. Want ons het die Vader, ons het die Seun, ons het die Heilige Gees, en ons weet die Vader en die Seun en die Heilige Gees is nie dieselfde persoon nie, elkeen is hulle eie persoon, maar hulle is een in hulle werk, in hulle doel en in hulle missie. Hoe weet ons dit? Want in die boek van Johannes het Jesus gebid tot die Vader en hy het gebid vir sy disippels, vir die mense wat hom volg, en hy het gesê, Vader, dat hulle een kan wees soos wat ons een is. Dit beteken nie dat al 12 disippels of 70 disippels of hoeveel daar ook al nou was, een persoon sou geword het nie. Nee, hulle was nog steeds elkeen hulle eie individuele persoon, maar hulle moes een gewees het in hulle missie, in hulle werk. Dieselfde met ek en my vrou. Die Bybel sê die man en die vrou sal een vlees word. Nou ek en my vrou is nog steeds twee persone met ons eie persoonlikhede, maar ons is een in ons doel, in ons werk, hoe ons kinders grootmaak, hoe ons huis bestuur. Dit is daardie eenheid wat hiervan gepraat word. En dis dieselfde tipe eenheid wat ons moet sien in ons kerke. So kom ons lees 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 12 tot 31. So dis sommer 'n hele paar versies daarso. En waarom is hierdie beeld van 'n enkele liggaam wat uit baie dele bestaan so gepas vir die kerk en al haar lidmate? Nou ek weet ons het al 'n hele paar keer in hierdie lesse gesels oor hierdie liggaam en die lidmaatdele en die eenheid, maar ons gaan weer kyk na hierdie verse want ek dink dit verduidelik dit so op so 'n mooi en unieke manier. So 12 tot 13, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdrange. Dan in vers 14 en 15, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk, en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons sierlike lede oorvloediger sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.
maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. So daar's so baie mooi gedagtes in hierdie verse wat ons nou net gelees het. Ek hou van daai gedeelte wat sê, weet, as 'n een lidmaat van die liggaam hartseer is, dan lei hulle almal saam. As een deel geëer word, dan is hulle almal saam bly. En ek dink dit moet ook so in ons kerke wees. Jy weet, toe ek hospitaal toe gegaan het as gevolg van 'n seer voet, is dit nie net my voet wat hospitaal toe gegaan het nie, dis my hele liggaam wat gegaan het. So ek dink in 'n kerk wat ons regtig lief is vir mekaar en met omgee vir mekaar, as daar 'n gesin of 'n persoon in ons kerke is wat sukkel, wat deur 'n moeilike tyd gaan, dan gee ons om en ons is saam met hulle hartseer. En as iemand van wie bly is oor ietsie wat gebeur het, dan moet ons nou saam met hulle bly wees. Ons het ook in hierdie verse gesien waar dit duidelik weer eens vir ons sê dat die Here gee die gawes soos wat hy wil. So dis nie volgens ons wil wat ons wil hê, wat ander mense vir ons wil hê nie, maar dis soos wat die Here vir ons wil hê. En dan praat hy ook oor, jy weet, die liggaam, die voete het die hoof nodig en die oog het die ore nodig. Ons almal het mekaar nodig. Nou die les sê hierso vir ons op maandag, jy weet, dat almal van hulle is half en half. Die idee wat ek kry van die les is dat almal is ewe belangrik. Nou ek weet nie noodwendig of dit waar is nie. Ek dink baie keer is ons bang om te sê dat party gawes is miskien belangriker as ander, want dan klink dit amper asof ons sê party mense is meer werd as ander mense, maar dit is glad nie wat dit beteken nie. As een liggaamsdeel nou belangriker is, byvoorbeeld dit gaan vir my makliker wees om te oorleef sonder 'n voet as wat dit vir my gaan wees om te oorleef sonder 'n brein, byvoorbeeld. Nou ek sê nie noodwendig dat een gawe is meer werd as 'n ander gawe nie, maar dit sal my nie verras as dit so is nie, net omdat daar verskillende doel is. En so die een se doel is miskien net 'n bietjie belangriker as die ander een. En so die Here gee vir ons gawes soos wat hy goed dink, en dit beteken net op die einde van die dag 'n hoofgedagte as alles wat ons net gesê het, julle bietjie die mekaar maak. Hoofgedagte wat ons kan wegvat hierso is, al die gawes is belangrik. Dit is die belangrike les. Al die gawes is belangrik. Is hulle ewe belangrik? Ek weet nie. Miskien is hulle nie, maar dit maak nie saak nie. Wat saak maak is dat hulle almal is belangrik. Hulle almal is noodsaaklik. Hulle almal is daar vir 'n rede. So as jy 'n gawe het of as jy 'n rol het of 'n verantwoordelikheid het in die kerk, moet nooit dink dat dit is onbelangrik nie. Dit maak nie saak hoe klein dit is nie. Jy mag miskien voel dat dit is minder belangrik as 'n ander persoon se rol of 'n ander persoon se gawe, maar dit beteken nie dat jou rol is nie noodsaaklik nie. Elke liewe gawe, elke liewe lidmaat van die liggaam is daar vir 'n rede. Al het ek gesê dis bietjie makliker vir my om sonder 'n voet klaar te kom as sonder 'n brein, het die Here my nog steeds gemaak met 'n voet. Die voet was nog steeds daar vir 'n doel, want hy weet dit is die beste manier hoe die liggaam funksioneer is met 2 voete, nie net met 1 voet nie. So onthou, elke gawe is belangrik. Al is hulle nie noodwendig ewe belangrik nie, almal van hulle is noodsaaklik. Hulle is daar vir 'n rede. Nou die les sê daarso vir ons aan die einde van maandag, bekyk bietjie die lys van geestelike gawes, so julle kan daardie stukkies gaan lees om na al die verskillende gawes te kyk, want hierdie is half en half nie half en half nie, dis heeltemal 'n persoonlike vraag. Watter gawe of gawes het jy? Hoe kan jy dit tot opbouing van die liggaam van Christus gebruik? Nou ek weet die konferensies self daarso in Suid-Afrika, ek weet in die KwaZulu-Natal konferensie, in die Noordelike konferensie ook, miskien in die Kaap konferensie ook, julle kan bietjie uitvind, het hulle sulke geestelike gawe vraelys basies gehad wat die predikante gewoonlik met die jeug gedoen het, met mense by die kerk, dan beantwoord jy so 'n paar verskillende vrae en dan wys hulle maar net vir jou moontlike gawes uit wat jy miskien in jou lewe het. Nou hoe akkuraat daardie vraelys nou op die einde van die dag is, weet ek nie. Maar dit is heel interessant en ek stel voor dat as jy toegang tot so 'n vraelys het, vra bietjie vir julle predikante dat hulle dit met julle deel, dan kyk julle bietjie. So natuurlik kan ek nie vir julle beantwoord wat se gawe julle het nie, en ek kan net vir myself sê, ek glo dat in my lewe die gawe wat die Here vir my gegee het, of die gawe van die Gees wat die Here vir my gegee het, is die voorreg wat die Here vir my gegee het om Bybelwaarheid op 'n eenvoudige manier vir mense te kan verduidelik. Miskien om konsepte of idees uit die Bybel te neem wat vir baie mense miskien ingewikkeld is, wat hulle moeilik vind om te verstaan, en dit dan vir hulle verduidelik op 'n manier wat makliker is om te verstaan of eenvoudig is om te verstaan. So ek het miskien nou nie die grootste gawe op die aardbol nie, maar ek dink dit is die klein werkie wat die Here vir my gegee het, en ek geniet dit, en ek is baie bly daaroor. Nou party mense, as hulle hierdie week se les gaan lees, gaan hulle bietjie by hulle self dink. Nou Armin, vertel bietjie vir ons, wat is nou eintlik die verskil dan tussen 'n geestelike gawe en 'n talent? En ek sal sê, van my studie van die Bybel en die gees van profesie, sal ek sê dat 'n talent is ietsie wat jy ontwikkel.
ietsie wat jy miskien van geboorte, van nature af het en jy ontwikkel dit en jy verbeter en so kan dit miskien ietsie wees soos musiek speel of miskien mooi praatjies lewer of wat ook al dit mag wees. En ek dink 'n geestelike gawe is miskien bietjie anders. Ek dink 'n geestelike gawe is soos 'n wonderwerk. Ek dink 'n geestelike gawe is nie enige natuurlike vaardigheid wat jy het of wat jy ontwikkel het nie, maar ek dink dis die Here wat vir jou 'n gawe gegee het, bonatuurlik om ietsie te kan doen wat jy net nie kon doen nie. So baie mense weet dit miskien nie, maar al preek ek verskriklik baie plekke en al daai tipe dinge, is ek bietjie bekommerd of gestres altyd voordat ek moet praat. Dis nie iets wat ek baie van hou om te doen nie. Ek doen dit omdat ek weet dit belangrik is en ek weet die Here wil hê ek moet dit doen, maar dis nie ietsie wat onder my top 5 gunsteling aktiwiteite op die aardbol is nie. So ek glo daarom dat dit is 'n gawe wat die Here vir my gegee het, want dit is nie iets wat uit nature kom vir my om voor mense te staan en met hulle te praat oor die Bybel en sulke tipe dinge nie. So dit is my eenvoudige antwoord oor wat ek sal sê, glo ek is die verskil tussen 'n talent wat van nature af daar sou is, wat ons oorwikkel oor 'n tyd en wat ons oefen en verbeter, en 'n geestelike gawe wat ietsie bonatuurlik is. Ietsie wat ons nie 'n natuurlike gawe net voor het nie, maar ietsie wat van die Here afkom en hy gee vir ons 'n vaardigheid wat 'n spesifieke doel dien in ons kerkgemeenskap. Nou Dinsdag se titel is die heel beste weg. Liefde is nie bloot een van vele gawes nie. Nee, dit is die wyse waarop alle gawes hul hoogste doel bereik. En ek stem daarmee saam. Ek glo, want liefde op die einde van die dag is die karakter van God, dis die fondasie van sy regering, van die 10 gebooie van sy wet, die beginsels van sy regering. So, liefde is regtig die fondasie van al hierdie gawes. So kom ons kyk bietjie hierso na Korintiërs hoofstuk 13 vers 1 tot 7. Dis daar die bekende hoofstuk in die Bybel oor liefde. Die Gees van Profesie sê vir ons, sal goed wees om dit so een keer 'n dag te lees. En as ons boeke versprei, sal dit goed wees as ons daardie hoofstuk ergens aan die agterkant van die boeke het vir mense om ook deur te lees. En dan kom ons kyk ook na 1 Petrus hoofstuk 4 vers 8 tot 11. Watter rol speel die liefde by gawes van die Gees? So kom ons kyk na daai verse. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en het ek nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Sjoe. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Nou liewe kyker by die huis, as ons net daai eerste 2 verse lees, dan slaan dit ons hart. Want jy kan al die profesie in die Bybel verstaan, jy kan al die eindtyd gebeure verstaan en al hierdie tipe dinge, maar as jy nie liefde het nie, wat beteken dit op die einde van die dag? Nou wat die Bybel hierso vir ons sê, is nie, okay, so jy moet nou net liefde hê, en jy hoef nie te worry oor Bybelprofesie en eindtyd gebeure nie. Nee, dit is glad nie wat hy hierso vir ons sê nie. Hy sê, hierdie 2 dinge moet hand aan hand gaan. Jy het geloof nodig. Ons het die gawes van die Gees nodig. Jy moet weet wat die Bybel vir ons leer oor spesifieke dinge. Maar dit moet 'n samewerking gaan met liefde, want dit is waar dit gaan op die einde van die dag, om ons karakters te verander, sodat ons meer soos Jesus kan wees. En al sou ek al my goed uitdeel, en sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit vir my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie. Nou hierdie is 'n verskriklike mooi beskrywing eintlik van God se karakter. Want onthou, God is liefde, en hierso verduidelik dit vir ons bietjie meer, kleur bietjie vir ons die prentjie beter in oor wat liefde nou eintlik is. So as jy 'n man is of as jy 'n vrou is en jy sê vir iemand dat jy is lief vir hulle, selfs as jy 'n kind is of as jy ouer is en jy sê vir hulle jy is lief vir hulle, kyk bietjie na hierdie eienskappe. Jy weet, baie keer dan sê hulle mos, gaan vervang jou naam nou daarso met daai woord liefde. Dan vra jy vir jouself, is dit waar in jou lewe? Is Armin lankmoedig? Is Armin vriendelik? Is Armin nie jaloers nie? Praat Armin nie groot nie? Is Armin nie opgeblaase nie? Maak ons dit miskien bietjie meer persoonlik. Ek hou ook van daai eerste vers 3 daarso wat dit vir ons sê daarso. Weet, al verkoop jy alles wat jy het en jy gee dit van die armes, maar jy doen dit nie uit liefde nie, dan sal dit jou niks baat nie. Dit sê vir my, dis moontlik vir mense om alles te verkoop wat hulle het net vir die show. Om goeie dinge te doen net vir die show. Hulle doen dit nie regtig omdat hulle omgee oor mense nie. Dan kyk ons hierso na vers 5 en 6. 'n Liefde handel nie onwelvoeglik nie, liefde soek nie sy eie belang nie, word nie verbitter nie, reken nie kwaad toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dan in vers 7, dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Dan as ons kyk na 1 Petrus hoofstuk 4 vers 8 tot 9, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te murmureer. So die liefde kom sterk deur hierso, want hy sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê.
Jy moet Bybelstudie doen, jy moet die Bybel waarheid verstaan, maar onthou net, wees lief vir die mense by die kerk. Wees lief vir die mense by die kerk. Ek het juist vandag gelees, was besig om een van die Gees van Profesie boeke te lees oor hoe Jesus te werk gegaan het met die mense. En jy weet, die rede hoekom mense gewillig was om te luister na Jesus en wat Jesus vir hulle wou gesê het, is omdat hulle kon sien dat Jesus het omgegee vir hulle, want Jesus het rondgegaan en hy het goeie dinge gedoen, hy het mense gesond gemaak, hy het simpatie gehad met mense wat deur moeilike tye gegaan het, hy het die mense se kindertjies opgetel en hulle geseën. Jesus was lief gewees vir mense. En omdat mense daardie liefde in sy oë, in sy woorde, in sy dade kon sien, het dit die deure van hulle harte oopgesluit om gewillig te wees om te luister na wat hy vir hulle wil sê. Maar as ek en jy nie lief is vir die mense in ons gemeenskap nie, hoekom sal hulle nou na ons wil luister? Hoekom sal hulle wil luister na die evangelie wat ons het? Hulle wil ons nie soos ons wees as hulle kan sien dat ons is nare knors mense wat nie eers vriendelik is en oor ander mense omgee nie, lief is vir ander mense nie. Die les sê hierso vir ons, gevolglik noem Paulus dat liefde lankmoedig, vriendelik is, dit noem al hierdie dinge, let ook op die dinge wat dit nie is nie. So, die basiese gedagte uit hierdie paragraaf is, daar's aan 1 Korintiërs hoofstuk 13, sê dit vir ons wat liefde is, maar dit sê ook vir ons wat dit nie is nie. Dit sê dit is hierdie 15 sinsnedes, deur die apostel ons stewige riglyne, sodat ons op 'n gepaste wyse die gawes van die Gees kan uitleef. Dit is die belangrike ding, om die gawes van die Gees te kan uitleef. Nou gaan 'n bietjie daar gesels in so 'n minuut of 2, so 'n byt vas. So opmerklik is die plasing van hierdie bespreking oor die aard en wese van ware liefde is mooi geplaas waar tussen Korintiërs hoofstuk 12 en 14 waarin ons kyk hierdie week oor die gawes. Die 2 hoofstukke waarin Paulus meningsverskille rakende die gawes van die Gees hanteer. Die liefde is inderdaad die geheim tot die wyse aanwending van daardie gawes. Liefde, geloof en hoop word boonop naas mekaar gestel, maar die grootste hiervan is liefde. So hoekom is liefde die grootste? Want liefde is die karakter van God. Ietsie wat nooit sal verander nie, ietsie wat nooit sal wegval nie. Nou hierdie is 'n mooi vraag wat ons het hierso aan die einde van Dinsdag. Waarom is liefde die spulspunt waarom ons geloof draai? Wat dink jy is die beste manier om God se liefde persoonlik en as 'n werklikheid te beleef? Nie maar om dit bidend aan ons medemens te weerkaats nie. So die geheim hierso basies is hoe ons liefde aan ander mense gaan openbaar is, dat ons met 'n totale oorgawe van ons lewe aan die Here maak. As ons nie 'n totale oorgawe van ons lewe aan die Here maak nie, dan gaan ons nie daai liefde van die Here binne in ons harte hê om te kan weerkaats aan die mense in ons gemeenskap nie. Jy gaan net nie lief wees vir die mense in jou gemeenskap nie. Daardie kwaai oomie wat daar af in die straat bly, jy gaan net nie lief wees vir hom nie. Jy gaan miskien maak asof jy omgee oor hom, maak asof jy lief is vir hom, maar sonder die Here in ons lewe kan ons nooit ware liefde vir mense kan hê nie. Nou party mense wonder, hoekom sien hulle nie die gawes van die Gees, aktief in die kerk rond, mense wat genesing doen en mense wat praat in tale en al hierdie verskillende dinge. Baie mense wonder hieroor. Nou hier is my eenvoudige antwoord. Ek dink dat die gawes van die Gees gee die Here aan die lede van die kerk, maar dit word geaktiveer wanneer die Heilige Gees nou eintlik in ons lewens is. Die hartseer waarheid is dat baie van ons het gawes gekry van die Heilige Gees, maar dit is nog nie aangesluit nie. Hoekom nie? Want ons het nog nie regtig 'n totale oorgawe van ons lewe aan die Here gemaak nie. En so die Heilige Gees het nog nie die beheer van ons lewens geneem om daardie gawes van die Gees te aktiveer nie. So daai gawes van die Gees lê daar so slapend in jou lewe. Dit lê in wag. Wag vir wat? Dit lê in wag vir daardie dag wat jy 'n totale oorgawe van jou lewe aan die Here gaan maak. En dan is dit soos 'n aansluitknoppie waar die Heilige Gees gaan inkom. Dit is soos elektrisiteit wat kom en 'n masjien aansit wat gaan begin om te werk. En ek glo dit is regtig die een dingetjie wat ons mis. Dit is dat ons maak nie regtig 'n totale oorgawe van ons lewe aan die Here nie. En ek bedoel as ons kyk na Pinkstersdag en wat daarso gebeur het, waar hulle in die kamer bymekaar gekom het en verskille was eenkant gesit, 'n totale oorgawe van hulle lewe was gemaak aan die Here en dit is regtig wanneer daai gawes so aktief in hulle lewe gesien was en wat daarso gebeur het. Dan as ons kyk hierson na Woensdag, die spreek van tale as 'n gawe. Nou liewe kyker by die huis, ek is seker dat julle is wel bewus dat in die wêreld waarin ons woon, hierdie aardbol, glo baie, as dit nie meeste van die Christenkerke, glo dat wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, of wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees, dan sal jy in tale spreek. En wat hulle gewoonlik bedoel hierso, is hierdie onverstaanbare basiese tale, soos 'n engele tipe taal, amper soos 'n brabbeltaal. Nou die les sê hierso vir ons in die eerste paragraaf hierso van Woensdag, as ons kyk na die konteks van hierdie tale in die Bybel, dan lyk dit vir ons waarskynlik, so ek sal hierdie woordjie waarskynlik nou maar net basies vervang het met 100%, dat hierdie is die vermoë om 'n ander land of volk se taal te kan spreek.
Nou ek dink daar's 'n paar mense wat bietjie de mekaar gaan wees as hulle hierdie week se les lees, want die les, onthou wat nou oorspronklik in Engels geskryf is, wat nou vertaal is vir julle in Afrikaans, gebruik hierso die frase 'n vreemde taal. Nou hierdie vreemde taal word eintlik nou verduidelik hierso mooi in hakkies om daardie misverstand te voorkom, mensetale wat in ander wêrelddele gepraat word. Dit beteken as ons kyk na Pinksterdag, wat seker die mooiste voorbeeld is van die gawe van die tale, dan sien ons dat daar was mense van reg oor die verskillende lande daar rondom Israel wat na Jerusalem toe gekom het vir die fees en hulle kon nie almal dieselfde tale gepraat het nie, maar toe Petrus en hulle almal nou die evangelie boodskap daarso verkondig het, wat het gebeur? Die gawe van tale. Al daardie mense het die boodskap in hulle eie moederstaal gehoor. Nou dit is nie die enigste keer wat dit gebeur het nie. Selfs in die kerksgeskiedenis buite die Bybel het ek al stories gehoor waar dit gebeur het, waar mense na evangelisasie pogings toe gaan of miskien 'n openbaring lesing seminar toe gaan en dan is dit iemand wat glad nie eers die taal van die spreker verstaan nie, maar hulle sit daar in die gehoor en hulle hoor die hele boodskap in hulle eie taal. As jy miskien so 'n storie ken, lewer asseblief vir ons kommentaar sodat ons ook daardie getuienis, daai mooi storie kan raak lees. Onthou soos wat ek gesê het, meeste of baie van die Christenkerke, hulle dink, okay, nee, dit moet nou eintlik 'n brabbeltaal wees. Dit wys dat jy is gedoop deur die Heilige Gees. Nou ek het al met 'n paar mense gepraat oor hierdie spesifieke 'n gawe of wat mense glo daaroor en baie mense het al vir my vertel. Hulle het eerlik oopgemaak en hulle het vir my gesê, jy weet, in daardie situasie het hulle gevoel asof daardie dominee in die kerk soveel druk op hulle geplaas het om in tale te praat, weet om te bewys dat hulle gedoop is met die Heilige Gees, dat hulle dit eintlik nou maar nageboots het of nou eintlik soos die Engelse mense sal sê, gefake het, dat dit nou nie regtig was nie. En ek weet van een persoon in Suid-Afrika, en ek gaan nou nie sy naam noem nie, want party van julle gaan ook miskien weet wie hy is, maar dit is 'n ware verhaal uit Suid-Afrika uit. Hy het Johannes 3 vers 16 gememoriseer in Grieks. En dan het hy na van hierdie kerke toe gegaan, wat so geglo het in hierdie brabbeltale, en dan as hulle so begin praat het in hierdie brabbeltale, dan het hy opgestaan, en dan het hy nou Johannes 3 vers 16 in Grieks gesê. En dan was daar iemand in die kerk gewees, nie altyd nie, maar partykeer, iemand in die kerk wat opgestaan het, wat nou hierdie brabbeltale van die mense geïnterpreteer het. En soos wat hy dan Johannes 3 vers 16 in Grieks gesê het, en niemand in die kerk geweet het wat hy nou eintlik gesê het nie, omdat hulle nou nie Grieks verstaan nie, het iemand opgestaan en het geïnterpreteer, en dit was glad nie eers Johannes 3 vers 16 gewees nie, het was sommer ietsie heeltemal anders gewees. En dan het hulle weer aanbeweeg na 'n ander kerk, en hulle het presies dieselfde ding gedoen, en so elke kerk waar die mense dit geïnterpreteer het hulle elke keer 'n ander interpretasie gegee, en op die einde van die dag was dit maar net Johannes 3 vers 16 gewees. En ek het persoonlik hierdie storie gehoor van die persoon wat dit gedoen het. Nou, miskien mag julle nie saamstem met hierdie metode nie, miskien was dit nie so 'n wyse ding om te doen nie, maar die feit van die saak staan, dat al daardie interpretasies was nie eers korrek gewees nie, het was eintlik net Johannes 3 vers 16 gewees. So vir ons as Sewende Dag Adventiste, ons glo sterk in die gawe van tale, maar ons glo dat die gawe van tale is 'n bo-natuurlike gawe wat die Here vir iemand gee, om in 'n ander volksland tale te kan praat vir die doel om evangelie te verkondig, of miskien vir iemand wat in die gehoor sit, om daardie evangelie boodskap in hulle eie taal te kan hoor. So dit is my eenvoudige verduideliking in seker 5 minute of minder oor die gawe van tale. En as julle enige vrae het daaroor, onthou, my e-posadres is in die beskrywing van hierdie video op YouTube. Kontak my asseblief enige tyd as julle enige Bybelvrae het. Asseblief, stuur my net 'n boodskap. Ek sal my bes probeer om te antwoord so gou as wat ek moontlik. Ek is baie lief daarvoor om te gesels oor die Bybel. Mense wat my ken, wat my persoonlik ken, hulle weet dit is waar. En ek gaan net so, maak my asseblief gelukkig en stuur vir my 'n Bybelvraag. Asseblief. As julle my wil laat smile, al gaan julle nie die smile sien nie, as julle vir my wil laat gelukkig maak, stuur my net asseblief 'n Bybelvraagie. Of sê vir my ietsie interessant wat julle onlangs in die Bybel geleer het. Ek geniet dit verskriklik baie om julle kommentaar te lewer, of as julle vir my 'n e-pos stuur. Partykeer dan is ek bietjie stadig om te antwoord, want die e-posse eindig op daarso in die spam folder van my e-pos, maar dan gaan soek ek hulle weer op en ek kry hulle en ek sal weer antwoord op julle e-posse. So moenie vrees nie, stuur asseblief vir my 'n e-pos adres, moenie skaam wees nie. Ek is baie lief vir julle, ek gee om oor julle en ek is baie bly dat julle so getrou ons gesels bietjie lesprogram elke week ondersteun. Julle is amazing. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord. Julle is awesome, rowende mense daarson in Suid-Afrika en die van julle wat nie in Suid-Afrika is nie. Julle is net so amazing. So kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 14 vers 5, 13, 26 en 27 en kom ons kyk ook na hoofstuk 12 vers 10 en 30. En onthou, al hierdie gaan nou basies gaan oor die gawe van tale. Dis regtig baie mooi wat hy hierso vir ons gaan sê, jy weet, om die verwarring te voorkom basies. So ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. So wat beteken dit eenvoudige kleuterskool Afrikaans?
Paulus sê hierso vir ons, weet as mense in tale praat en is 'n brabbeltaal wat niemand kan verstaan nie, wat help die mense in die kerk? Want niemand kan dit verstaan nie. Dit help maar net daai persoon wat die taal praat, as hy dit self kan verstaan, en soos wat ek julle in die storie so 'n paar oomblikke terug vertel het, baie keer selfs die persone wat dit interpreteer, dit is nogal 'n moeilike Afrikaanse woord, julle weet wat ek bedoel. Daardie persoon gee 'n valse interpretasie. So, wanneer dit by profesie kom, sê hy, dit help die kerk, die mense leer, die mense groei, en so sê hy, lyk amper asof hy vir ons sê in vers 5, dat dit lyk asof hy die gawe van profeteer of 'n profesie bietjie hoër sien as die gawe van tale. Soos wat ek vroeër gesê het, nie dat enigiemand van hulle onbelangrik is nie, maar dit lyk tog asof party van hulle miskien bietjie belangriker is. Daarom moet hy wat in taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. Want as hy dit nie kan uitlê nie, wat gaan dit vir jou en vir my help? In vers 26 en 27, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, en het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging, laat alles tot stigting geskied. Stigting beteken dat die ander mense in die kerk ook voordeel daaruit kan trek. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3, en by beurte, en laat een dit uitlê. So daar moet iemand wees wat dit kan uitlê, sodat ons kan verstaan, en dit moet nou waarheid wees, nie net iets uit hulle duim uitsuig nie. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, en aan 'n ander uitleg van tale. So, as ons kyk hierso wat dit van sê hierso in vers 10, onthou daardie gewilde leerstelling in die wêreld vandag, wat jy moet in tale spreek, anders is jy nie gedoop met die Heilige Gees nie. Hier as ons kyk in vers 10, dan lyk dit asof Paulus hierso vir ons sê, net party mense kry die gawe van tale, nie almal van hulle nie, almal kry verskillende gawes. Dan sê hy so vir ons in vers 30 ook, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, en natuurlik die antwoord wat hierop volg, is soos 'n nee, almal kan nie gesond maak nie. Almal spreek nie in tale nie en almal kan dit nie uitlê nie. So almal van ons het verskillende gawes. So hierdie gedagte dat jy moet in tale spreek soos in 'n brabbeltaal spreek, anders is jy nie gevul met die Heilige Gees nie. Ek glo net nie dit is waar nie. Hoe sal ek weet of ek gevul is met die Heilige Gees of nie? Wanneer ek die vrug van die Gees in my lewe het. En om dit in eenvoudige Afrikaanse kleuterskooltaal te verduidelik is, as jy soos Jesus is. As jy gehoorsaam is aan Jesus, as jy 'n totale oorgawe van jou lewe gemaak het aan die Here, as jy lief is vir die mense rondom jou en jy die gawe van die vrugte van die Gees, dan weet jy dat jy is gedoop met die Heilige Gees, dat die Heilige Gees is in beheer van jou lewe. So die vraag aan die einde van Woensdag is, het jou gemeente enige lede wat vreemde tale magtig is? Nou onthou, die vreemde tale wat hiervan gepraat word, wat so 'n bietjie vroeër verduidelik was, is tale wat mense verstaan in verskillende dele van die wêreld, soos Zulu en Xhosa en Afrikaans en Engels en al daardie tale, en hoe kan daardie lede hul taalvermoëns gebruik om ander vir Christus te wen? Hoe kan die antwoord hierop ons help om die ware aard van die tale te verstaan, soos wat Paulus dit bedoel het? So, is daar mense in jou kerk wat verskillende tale kan praat? Ek weet ons is hierso besig met die Afrikaanse les, en vir ons in Suid-Afrika, ons is baie geseënd. Ek is seker die meeste van julle wat na hierdie les luister, julle natuurlik praat julle Afrikaans, en ek is seker julle Engels is ook heel okay. Julle kan goed oor die weg kom met Engels, seker baie beter as baie ander mense in die wêreld, so julle het klaar 2 tale wat julle kan praat. So, dit beteken nie dat julle die gawe gekry van tale nie, want dit is mos nou maar iets natuurlik eintlik wat jy aangeleer het. Dit was nou nie op 'n bo-natuurlike manier wat jy nou Engels geleer het nie. Jy het seker nou maar Engels op skool gehad by jou Engelse onderwyser en al daardie tipe dinge. En so ek persoonlik ook, en natuurlik praat ek Afrikaans. Nie baie nie, ek praat basies Afrikaans 1 keer 'n week op gesels bietjie les. Baie dankie vir julle almal dat julle my help om my Afrikaans daarso te hou. En elke dag as ek my ma bel, dan praat ek ook Afrikaans. En dan praat ek Engels. En dan natuurlik die lande hierso waar ek bly, so Thai en ek kan so 'n bietjie Vietnamees verstaan en die ander land hier langs aan ons, Laos. En so dis nie gawes van die Gees wat ek het nie, dis nou maar ietsie wat 'n mens moes geleer het, so dis nie ietsie bo-natuurlik nie. Maar wat is die doel van hierdie tale? Om die evangelie uit te dra. Die enigste rede hoekom ek hierdie ander tale kan praat, is natuurlik want ek wil met daardie landse mense kan gesels oor Jesus. En basies, dit is nou maar my limiet oor hoe ver ek gaan om 'n taal te leer. Solank ek mense kan vertel oor Jesus en die evangelie en al daai tipe dinge, dan is ek baie, baie gelukkig daaroor. Op die einde van die dag, dit is mos nou maar die doel, hoekom ons hierdie tale het, en dan natuurlik die gawe van die Gees, daai tipe praat van tale, sal 'n bo-natuurlike manifestasie wees, waar kom ons sê, ek gaan na Korea of Japan toe, ek kan nou nie die tale van daai 2 lande praat nie, maar 'n bo-natuurlike gawe wat die Here vir my in daai oomblik gee, en ek kan daai taal praat en met die mense kommunikeer. En natuurlik sal dit wonderlik wees, maar dit is nou nie 'n gawe wat ek het nie, persoonlik het nie, maar ons kan nog steeds ander tale leer om met mense van verskillende areas en lande te praat, en mense is altyd baie gelukkig, weet wanneer ons met hulle in hulle moedertaal kan gesels. Ek dink dit was Nelson Mandela gewees, ek is seker party van julle het al
weet wie dit is. Hy het gesê, weet, as jy met iemand praat in hulle tweede taal, dan praat jy met hulle brein, maar as jy met iemand praat in hulle moedertaal, dan praat jy met hulle hart. En ek dink, dit is nogal waar. En so, ek het elke week 'n Engelse les wat ek aanbied ook, maar ek doen spesiaal hierdie Afrikaanse les vir mense in Suid-Afrika, sodat hulle dit kan hoor in hulle eie taal, in hulle eie mooi Afrikaanse moederstaal. So donderdag se titel daarso is, die gawe van profesie. So in sy bespreking van die gawes, praat hy oor die gawe van profesie. So wat is die gawe van profesie basies? Dit is die Here wat sy woord vir 'n profeet gee om aan sy kerk oor te dra. So die gawe van profesie, weet baie keer in ons kerk, die Sevendag Adventiste kerk, as ons praat van die gawe van profesie, dan praat ons spesifiek van hoe ons glo dit is gemanifesteer in die bediening van Ellen White, maar die gawe van profesie is eintlik baie wyeer as dit. Dis nie net die bediening van Ellen White nie, maar is elke liewe persoon wat 'n gedeelte gehad het in die skryf van die Bybel, die Ou Testament, die Nuwe Testament, en selfs as die Here vandag iemand sou roep, want onthou die gawes is daar tot in die einde van tyd. En ongelukkig glo baie mense, jy weet die gawe van profesie het daarso op einde van die Nuwe Testament tot 'n einde gekom. Jy weet, hulle glo nog in die gawe van tale en in die gawe van gesond maak en al hierdie tipe dinge, maar as dit kom by die gawe van profesie, dan glo hulle nee, die Nuwe Testament het dit op 'n einde gekom. En dit is nie so nie. Die Here kan vandag nog steeds vir iemand roep. Hy kan selfs vir jou of vir my gebruik om sy woord oor te dra aan sy mense. Ons moet altyd oop wees en natuurlik gaan ons nou sien hierso op donderdag se deel van die les. Dit gaan vir ons 4 toetse gee sodat ons kan vasstel of hierdie nou werklik van die Here afkom of nie. Maar eerstens gaan ons kyk daarso na Efesiërs hoofstuk 4 vers 11 tot 13 en 1 Korintiërs 14 vers 3 tot 4. Kom ons kyk wat die Bybel daarso vir ons sê. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leerders om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in tale spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So die doel van hierdie gawe van profesie natuurlik is om die bediening van die kerk te help, sodat die mense kan groei in waarheid, sodat hulle meer en meer soos Jesus kan word, meer en meer van Jesus kan leer, en dit wys ons terug na die Bybel toe, dit verduidelik vir ons beginsels wat ons in die Bybel miskien gemis het op 'n meer eenvoudige manier. So dan sê die les hierso vir ons die 4 reëls wat ons basies kan gebruik hierso om pas te stel. Dit sê ten eerste moet die dinge wat die profeteer of die profeet profeteer, moet dit bewaarheid word. Hulle kan nie hierso vir ons dinge uit hulle duim uitsuig of net opmaak nie. Tweede, moet daardie persoon se boodskap met hul Bybelse voorgangers strook. So ons moet dit kyk teenoor die Ou Testament as ook die Nuwe Testament, is dit dieselfde boodskap. Dan die derde ene, ten derde moet die beweerde profeet se daaglikse lewe 'n daadwerklike toewyding aan Christus weerspieël. Nou ek wil net vinnig terugkom hierso na punt 1 toe. Ten eerste moet die dinge wat hulle profeteer bewaarheid word. Nou onthou, baie keer is 'n profesie kondisies en baie keer het die profesie nie kondisies nie. So ons kyk byvoorbeeld na Jona wat na Ninive toe gegaan het, wat vir hulle gesê hulle sal vernietig word, maar toe het hulle lewens verander en toe het hulle nie vernietig geword nie. En so kan ons ook sien in baie moderne 'n bediening, profetiese bediening, sal ons miskien kan sien dat daar's baie profeseë wat 'n kondisie het en ander wat nie 'n kondisie, of ek dink die regte Afrikaanse woord is miskien voorwaarde. Daar's 'n onvoorwaardelike profesie en 'n voorwaardelike profesie. My Afrikaans is nou nie so goed daar nie, maar ek dink julle verstaan wat ek bedoel. So die derde ene weer eens daar sal onthou, hulle moet 'n werklike toewyding aan Christus hê. En laastens die vierde ene, die Jesus se deurslaggende toetses, valse profete sal aan hulle optrede geken word. En natuurlik die teenoorgestelde is ook waar, dat ware profete sal aan hulle optrede genoem word. So die openbaring aan Johannes wat ons vind in die boek van Openbaring sê vir ons dat God se eindtyd kerk sal hierdie gawe van profesie hê. En vir ons wat Sewende Dag Adventiste is, ons glo dat die Here het hierdie gawe van profesie gegee in die bediening van Ellen White, en so glo ons dan dat die Here se woord weerspieël word in wat sy geskryf het. So die vraag dan hierso aan donderdag is, op watter redes glo ons dat Ellen White die gawe van profesie ontvang het? En die antwoord op daardie eerste vraag natuurlik is dat as ons hierdie 4 Bybelse toetse vat en ons pas dit toe op Ellen White en haar bediening, op haar geskrifte, dan sal ons sien dat sy slaag hierdie toets. Nou party mense gaan miskien vir jou sê nee, sy doen nie, party mense gaan vir jou sê ja, sy doen. My persoonlike getuienis is dat sy doen. Ek het al elkeen van haar gepubliseerde boeke het ek self persoonlik al gelees, en ek kan net vandag vir julle getuig, liewe kyker by die huis, dat daar is niks wat ek al ooit in my hele lewe gelees het, wat sulke groot impak in my lewe gehad het en my nader aan Jesus gebring het as haar geskrifte nie. As 'n jong kind was ek bietjie negatief gewees oor haar dinge, maar die probleem was my eintlik ek gewees regtig, want sy het gesê dat baie dinge is nie goed vir my nie en ek was lief gewees vir daardie wêreldse dinge.
Maar op die einde van die dag het ek geweet dat wat sy sê is waar en toe ek daai dinge opgegee het my lewe baie verbeter. Nou party mense sê ek gaan nie nou Ellen White se goeders lees nie. Ek bly by die Bybel, ek wil my Bybel lees, maar die interessante ding is dat hulle het al navorsing gedoen onder 70 Adventiste mense en hulle het gevind dat mense wat Ellen White se boeke lees, is ook meer geneig om die Bybel te lees as mense wat nie haar boeke lees nie. Is dit nou nie interessant nie? So as jy jou Bybel dan meer wil lees, as dit jou verskoning is, dan moet jy juis haar boeke lees sodat jy mos nou meer die Bybel kan lees. En ek kan ook sê dit is ook waar in my lewe. Soos wat ek begin het om haar boeke te lees, het ek ook meer begin om meer die Bybel meer interessant te vind, want ons dinge in die Bybel wat ek nie regtig verstaan het nie, en onthou, op die einde van die dag is haar doel om 'n klein liggie te wees wat ons terugwys na die Bybel toe, en dit is presies wat gebeur het in my lewe. Daar's dinge wat ek nie verstaan het nie, en toe lees ek haar geskrifte, en toe sê ek soos, wow, ek kan nie verstaan dat ek dit nooit so gesien het nie, dit maak heeltemal sin. En toe het ek met nuwe oë na die Bybel gekyk, en die Bybel het soos 'n lewende boek vir my geword, en dit was net regtig asemrowend vir my gewees in my lewe as 'n jong mens gewees, en ek is net verskriklik dankbaar vir hierdie, soos wat dit sê, gawe van profesie. So, die tweede vraag daarso is, met watter vraagstukke betreffende haar rol en gesag stoei mense nog? Jy weet, party mense sê, maar julle Adventiste sit daar bo die Bybel of ietsie soos dit. Nee, ons sit daar nie bo die Bybel nie. Kyk, as 'n mens haar bo die Bybel sit, wat dit sal beteken, is dat die Bybel sê een ding, en sy sê 'n ander ding, en ons kies om haar te glo bo die Bybel. Maar nee, ons sit daar nie bo die Bybel nie. Hoekom nie? Want as ons kyk na haar beginsels en die beginsels van die Bybel, sal ons sien dat hulle stem altyd ooreen. So ja, ons glo die Bybel is die woord van God, geïnspireer deur die Heilige Gees, en ons glo dat die geskrifte van Ellen White is geïnspireer deur die Heilige Gees, dit kom van God, maar ons sal sien dat die beginsels in die Bybel en in die gees van profesie en Ellen White se geskrifte stem ooreen. Hulle stem saam, daar's nie enige teenstrydige gedagtes daarso en dan kies ons Ellen White bo die Bybel of iets soos dit nie. Al 28 van ons leerstellings in die 70 Adventiste Kerk is gebaseer op die Bybel, op Bybelse teksverse. So, Vrydag se gedeelte het ons dan 'n hele paar mooi interessante gees van profesie gedagtes daarso, mooi gepas om saam met Donderdag te gaan. So ek gaan sommer daai paar paragrawe vir ons lees. Laat gelowiges die sendingveld betree, vertrouend op die Here, en hy sal saam met hulle gaan en mense tot oortuiging en bekering bring. Elke werker het 'n bydrae te lewer. Die een is 'n natuurlike spreker, die ander 'n natuurlike skrywer. 'n derde het die gawe van opregte en vurige gebed, 'n vierde kan sing en 'n vyfde het die unieke vermoë om die woord van God duidelik uiteen te sit. Elk van hierdie gawes word 'n kragtige werktuig in God se hand, omdat hy aktief by die gelowiges se sendingpogings betrokke is. Aan die een skenk God wysheid en die regte woorde, en aan 'n ander kennis en aan 'n derde geloof. Tog werk almal saam onder dieselfde leidsman. Hierdie uiteenlopende gawes lei tot eenuitlopende bedienings, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Laat niemand op die sogenaamde tweede beste gawes neersien nie. Almal moet inspring en werk vir die Here. Niemand moet uit ongeloof handjies gevou sit omdat hy of sy meen dat hulle nie tot groot dinge in staat is nie. Vergeet van die eie ek. Hou jou oë op die leidsman gerig. Doen in alle nederigheid, opregtheid en liefde jou bes. Dit is die mooiste paragraaf in hierdie hele week se les. As jy alles gemis het waar ons gepraat het hierdie week, lees hierdie paragraaf net 10 keer en jy gaan wegstap van hierdie week se les nommer 6 met 'n baie belangrike les. Dan die volgende paragraaf, ons benodig ander koppe om ons te help met die werk. Die Here werk ook deur ander verstande, nie net ons eie nie. Die onderskeie gawes wat hy aan verskillende mense gegee het, moet tot volmaking van die heiliges, tot die werk van die bediening, tot opbouing van die liggaam van Christus saam ingespan word. Struikelblokke, met die sal ons altyd te kampe hê. Laat ons nietemin ons leidsman volg, terwyl ons elke uitdaging saam en eendragtig aanpak. Dit is so bemoedigend om daardie woorde te lees. Baie, baie dankie Jesus vir die gawe van profesie. Ons het 4 besprekingsvrae hierso. Bepeins 'n bietjie die gawe van profesie. Waarom is profesie meer belangrik as die spraak van tale sonder enige uitleg? Indien nodig kan jy weer 1 Korintiërs hoofstuk 14 lees om jou bietjie daarso te help. So ons het plaasvlugtings daaroor gesels. As jy spreek in tale en daar's geen uitleg nie, dan is daar geen positiewe bydra tot die res van die gemeente nie. Maar as daar profesie is, soos die geskrifte van Ellen White, wat almal kan verstaan, dan kan almal daarbey baat vind. Besprekingsvraag nommer 2. Bespreek hierdie Ellen White se lewe en bediening en waarom ons as 'n kerkgenootskap glo dat sy inderdaad die gawe van die profesie ontvang het, want ons het daai 4 toetse en gaan lees haar geskrifte, kyk na haar lewe, toets dit volgens daai 4 geskrifte en jy sal sien. Watter groot seëninge het die kerk daardeur te beurt geval? Watter uitdagings staar ons agter ook in die gesig betreffende die regte aanwending van hierdie gawe wat ons as erfenis ontvang het? Wat is die seëninge wat die kerk ontvang het? Verskriklike seëninge wanneer hulle gevolg het wat daar geskrywe is. Maar wanneer hulle nie gevolg wat daar geskrywe is nie, dan het dinge nie so lekker gegaan nie. En weet julle wat? Dit is presies so in ons persoonlike lewens ook. As ons die Here se woord gaan aanneem en gaan toets en gaan proe, gaan ons sien dat dit is goed vir ons en ons gaan gelukkig wees.
Maar as ons net die blaadjies gaan omblaai en sê, dis 'n mooi gedagte, en blaai maar net om en om, sonder om dit toe te pas in ons lewens, dan gaan dinge nie so lekker wees nie. So wat is die uitdagings wat ons het? Die uitdagings is natuurlik, mense gaan altyd sê, dat ons plaas hierdie persoon bo die Bybel, of ietsie soos dit, maar dink net daaraan, in die Nuwe Testament tyd het hulle presies dieselfde probleem gehad. As Paulus of Petrus of wie ook al gespreek het, sou die mense natuurlik gesê het, ons het reeds die Ou Testament, en die Ou Testament is genoeg, ons het nie vir julle nodig nie, julle sit Paulus bo 'n Daniel, of julle sit Johannes bo Daniel, wat ook al het mag gewees, dis niks niet onder die son nie. So Satan sal natuurlik altyd die woord van die Here en sy profete aanval. Ons moet dit verwag. Dink aan 3 tot 5 mense wat jou waarlik lief het. My vrou, my kinders, heel moontlik, my ma, my beste vriend. Hoe weet jy dat hulle liefde vir jou opreg is? Nie net wat hulle vir my sê nie, maar ek kan dit sien oor wat hulle vir my doen en hulle aksies. Hulle het regtig my beswil in gedagte. Dis mense wat na my toe kom en vir my aandraai om dinge te doen wat my nader aan die Here gaan bring. Ek voel dat dit is mense wat lief is vir my. Wat sê dit vir jou oor die rede vir die voortdurende verwysings na liefde in Paulus se bespreking van die gawes van die Gees? Dit is net so belangrik. Ek is so dankbaar vir mense in my lewe wat regtig lief is vir my, wat met my praat as ek iets verkeerd gedoen het of foute gemaak het, sodat ek kan terugdraai na die Here toe en weer die Here se hand kan neem en kan opstaan en aangaan met my lewe. Ek is baie dankbaar daarvoor. Onselfsugtige liefde. Dit is wat die wêreld laat draai. Die liefde is weliswaar belangrik. Waarom moet dit egter nie die enigste kriterium wees om te bepaal of iemand die waarheid praat al dan nie, en of ons derhalwe wel ag op hulle boodskap behoort te slaan? Want dit maak nie saak hoe lief my ma vir my is, of my vrou vir my is, of my kinders vir my is, of my beste vriend vir my is nie. Ek vertel vir julle 'n geheim. My beste vriend, hy weet nie alles nie. My vrou, ek moet nou versigtig my woorde hierso kies, maar sy weet ook nie alles nie. Ek weet ook nie alles nie. En my ma weet ook nie alles nie. So dit maak nie saak hoe lief my vrou, my ma, my beste vriend vir my is nie. Hulle liefde mag waar wees en opreg wees, maar partykeer is daar dingetjies wat hulle nog nie verstaan nie, en so hulle mag miskien ietsie vir my sê, wat nie noodwendig waar is nie, en dit is nie eers opsetlik nie, dit is net omdat hulle nog nie beter daarvan weet nie. Dit maak nie saak hoe lief iemand vir jou is nie, of met jou ma of jou pa of jou boetie of jou sussie of jou man of jou vrou, jou oom of jou tannie of jou predikant of jou, wie ook al dit is nie, ons op die einde van die dag nog steeds alles toets teenoor die Here se woord. So liewe kyker by die huis, as jy alles gemis het waar ons hierdie week gesels het, kom ek probeer dit vir jou opsom in eenvoudige kleuterskool Afrikaans. Die liggaam. Ons elkeen vorm deel van die kerk. Ons is lidmate van die kerk. En as ons, soos die liggaam, wil saamwerk, dan moet jy aktief betrokke wees by jou kerk. En natuurlik gaan daar probleme wees by jou kerk, net soos wat die liggaam partykeer siek word. En as die nier 'n bietjie swak is, dan is die hart miskien nie so gelukkig oor nie, want die hart klop nog sterk, maar die nier sukkel so bietjie, maar ons is almal in dieselfde bootjie. Ons is almal in dieselfde span. En die Here het vir ons almal verskillende gawes gegee. En as ons 'n totale oorgawe van ons lewe aan die Here gaan maak, dan gaan die Here daardie gawes in ons lewens aktiveer. En die doel van daardie gawes is dan om ander mense te bedien. Nie om 'n naam vir onsself te maak of op die voorblad van die beeld of die rapport of die huisgenoot of wat ook al te wees nie. Nee, dit gaan nie oor ons nie. Ons wil die Here se werk doen. Ons wil sy naam groot maak. Dit is hoe ons gawes wil gebruik vir hom. Maar die heel belangrikste punt is, liewe kyker by die huis, as jy jou gawe geaktiveerd wil sien, maak vandag 'n totale oorgawe van jou lewe aan hom. Want die gawes word gegee en geaktiveer in die lewens van mense wat vir Jesus lewe. 100% vir Jesus. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie, baie dankie vir u liefde, vir u waarheid, vir u omgee vir ons elke dag, dat u in al ons behoeftes voorsien. En soos elke week, liewe Here, bid ek dat u in ons geestelike behoeftes sal voorsien. Doen wat ook al nodig is, sodat ons oë gefestig op u sal bly. Ek bid vir elke liewe kyker by die huis, u weet waardeur hulle gaan. Party mense sukkel met hulle gesondheid, party sukkel om werk te kry, gesinsprobleme, finansiële probleme, probleme by hulle kerke, probleme by die werk, by die skool, daarso in die ouete huis waar die mense miskien so skinder oor mekaar. Asseblief, liewe Heer, wees met elkeen van hulle in 'n spesiale manier, dat hulle kan weet dat u is lief vir hulle. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie liewe kyker by die huis dat jy hierdie week aangesluit het by les nommer 6 van Gesels Bietjie Les. Onthou asseblief om die like knoppie te druk, lewer vir ons kommentaar, deel met soveel van jou Afrikaanse kerkvriende of selfs al is hulle nie eers deel van ons kerk nie, ons maak Jesus se naam groot. Kom ons deel die evangelie met Afrikaanse mense. En dan sien ek julle weer volgende week vir les nommer 7, dan gesels ons bietjie les.